Hallo, goeiedag. Welkom by Afrikaans vir almal. Hierdie is nog 'n video les uitgawe van Dirk E Teacher. Welcome to Afrikaans for All. Les 7, tyd en dae van die week. Lesson 7, time and days of the week. Who? All ages. Wie? Alle ouderdomme. Kom ons kyk na die inhoud. We look at the content. 1. Praat oor tyd. We talk about time. 2. Praat oor jou dag. Talking about your day. 3. Dae van die week. Talking about days of the week. 4. 12 maande. 12 months. 5. Praat oor jou week. Talk about your week. 6. Kort gesprekke. Short conversations or dialogues. 7. Vasvraatyd en that's a quiz. En 8. Afsluiting, conclusion. Metode. 1. Luister. 2. Praat saam. 3. Herhaal alleen. 4. Oefen en gebruik. Method. 1. Listen. 2. Speak along. 3. Repeat on your own. 4. Practice and use in everyday conversations and situations. 1. Praat oor tyd. 1. Talking about time. Lees die sinne, read the sentences, verbind dan elke sin met die regte horlosie. Horlosie, watch. 1. My skool begin om 8 uur. Wat die ene pas daar? Dit is die laaste horlosie. My school starts at 8 o'clock. 2. Ons langpouse is om 12 uur. Dit moet die tweede horlosie wees. Kom ons sit hom op sy plek. 3. Ek doen sport tot 3:15. 3:15. 3:15, dis die eerste horlosie. Nommer 4. Ek is teen 3:30 by die huis. I'm home by 3:30. Dit is die laaste horlosie. En dan, nommer 5. My pa is teen 4:15 by die huis, of 4:45, 4:45. Dit is die laaste horlosie. So kom ons gaan deur die sinne. Sê, lees saam met my asseblief. 1. My skool begin om 8 uur. 2. Ons langpouse is om 12 uur. 3. Ek doen sport tot om 3:15. 4. Ek is teen 3:30 by die huis. 5. My pa is teen 4:45 thuis. Dit meen home by die huis. Gaan ons dit nog eenmaal doen? Kom ons doen dit nog eenmaal. 1. My skool begin om 8 uur. 2. Ons langpouse is om 12 uur. 3. Ek doen sport tot om 3:15. 4. Ek is teen 3:30 by die huis. 5. My pa is teen 4:45 thuis. Now there's just one thing we need to explain here. In English, when you say 2:30, it means half an hour past 2 o'clock. In Afrikaans, as jy sê 1:30, dan sit 'n half uur voor 2 uur. So kom ons kyk hier na 'n voorbeeld. Let's look at an example. Number 4. Ek is teen 3:30 by die huis. Kyk na die Engels. I'm home by 3:30. In English, what we say here is half an hour past 3 o'clock. In Afrikaans sê ons 'n half uur voor 4 uur, voor die volgende uur. Dis hoekom ons dit so skryf. 2. Praat oor jou dag. 2. Talking about your day. Nou daar's 3 grafika hier gegee vir jou, 3 prentjies. Daar wys dit vir jou voormiddag, oggend, en namiddag is na die middag. Daar's 12 uur
reg in die middel van ons horlosie. So die groen kant is oggend en dis voormiddag, voor die middag, en die geel kant is middag, ons noem dit namiddag. Dan bedags is during the day en snags is at night. So ek het 'n kort woordjie in Afrikaans vir die nag, snags, dit beteken enige tyd in die nag, at night in English. Okay. So kom ons sê net gou weer, oggend, voormiddag, middag, namiddag, bedags, during the day, snags, at night. Kom ons kyk nou na voorbeeldsinne. 1. Ek gaan skool toe in die oggend. I go to school in the morning, or I'm going to school in the morning. Nommer 2. Ek kom huis toe in die middag. Nommer 3. Ons kyk TV in die aand. Nommer 4. My familie slaap snags. 5. My pa staan weer vroeg op. 6. Ek kom nooit laat vir skool nie. Goed, kom ons lees hulle almal gou weer eenmaal deur. Ek gaan skool toe in die oggend. Weer eenmaal, ek gaan skool toe in die oggend. Nou is belangrik hier, die in die oggend gedeelte is in rooi geskryf, dis waarop ons moet fokus hier. In die oggend, in die middag, in die aand, snags, vroeg, laat. Dis ons nuwe woordeskat. Goed, ons lees weer nommer 1. Ek gaan skool toe in die oggend. Nommer 2. Ek kom huis toe in die middag. 3. Ons kyk TV in die aand. My familie, nommer 4, my familie slaap snags. 5. My pa staan weer vroeg op. 6. Ek kom nooit laat vir skool nie. Daar's 'n nommer 7 sin ook. Die kinders moet nou hard werk. Weer eenmaal, die kinders moet nou hard werk. 8. Hulle gaan soms later slaap. Weer eenmaal, hulle gaan soms later slaap. Later, later. 3. Dae van die week. 3 days of the week. Kom ons loop hulle gou almal deur. Sondag, Sunday. Maandag, Monday. Dinsdag, Tuesday. Woensdag, Wednesday. Donderdag, Thursday. Vrydag, Friday. Saterdag, Saturday. Kom ons lees hulle weer van links na regs. Ons dag van die week is normaalweg die eerste dag van die week is Sondag. Ons sal nou nie op die redes uitgaan daar nie, dis nie nou nodig nie. Sondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag. 1. Dis die eerste dag van die week. Wat sal die antwoord wees? Dis Sondag. Kom ons maak 'n sin daarmee. Sondag is die eerste dag van die week. Weer eenmaal, Sondag is die eerste dag van die week. Nommer 2. Die eerste werkdag van die week. Dit kom na Sondag. Dan is dit Maandag. Goed, weer. Maandag is die eerste werkdag van die week. Weer eenmaal, Maandag is die eerste werkdag van die week. Jy kan ook sê Maandag is die eerste skooldag van die week. Nommer 3. Die laaste werkdag van die week. Wat sal dit wees? Dit kan net Vrydag wees. Kom ons maak 'n sin daarmee. Vrydag is die laaste werkdag van die week. Weer eenmaal, Vrydag is die laaste werkdag van die week. Nommer 4. Die middel van die week. As 7 dae. Dan is 3 voor en 3 na, dan is dit Woensdag. Goed. Die middel van die week is dan Woensdag. Kom. Ons maak 'n sin daarmee. Woensdag is die middel van die week. Weer eenmaal, Woensdag is die middel van die week. 5. Dis die eerste dag van die naweek. Dan is dit Saterdag. Reg? Saterdag. Kom ons maak 'n sin daarmee. Saterdag is die eerste dag van die naweek. Weer eenmaal,
Saterdag is die eerste dag van die naweek. Nommer 6. Watter dag van die week is 12 Mei? Kyk in die kolomme af. Dit is 'n Dinsdag. Goed. 12 Mei is op 'n Dinsdag. Kom ons maak maar so. 12 Mei is op 'n Dinsdag. Of die 12de Mei is 'n Dinsdag, as jy wil. Kom ons herhaal. Die 12de Mei is 'n Dinsdag. Nog eenetjie oor. Watter dag van die week is 7 Mei? Kyk in die kolomme af. Dis die donderdag. Watter dag van die week is 7 Mei? Donderdag. Sê. Die 7de Mei is op 'n donderdag. Weer 'n keer. Die 7de Mei is op 'n donderdag. Pragtig. Mooi sover. 4. 12 maande. Dit is belangrik dat ons die maande ook doen. 12 months. Kom ons lees hulle gou deur. Dis nie te moeilik nie. January. The Y makes place for the IE. Vir die IE. Goed. Kom ons los dit daar. Ons lees net die maande van die jaar. Jy ken hulle al lankal almal. Januarie, Februarie, Maart, April, Mei, Junie, Julie, Augustus, September, Oktober, November, Desember. So, kom ons lees hulle almal saam deur, almal saam met my. Januarie, Februarie, Maart, April, Mei, Junie, Julie, Augustus, September, Oktober, November, Desember. Pragtig. Dis die eerste maand van die jaar. Wat sal dit wees? Dit kan net Januarie wees. Goed, sin. Januarie is die eerste maand van die jaar. Sê saam met my. Januarie is die eerste maand van die jaar. 2. Dis die 8ste maand van die jaar. Oktober. Dis reg. Dis nie, dis Augustus. Pragtig. Uitgevang. 2. Dis die 8ste maand van die jaar, Augustus. Sê, Augustus, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Augustus is die 8ste maand van die jaar. Nommer 3. Dis die laaste maand van die jaar. Dit kan net Desember wees. Kom ons maak 'n sin daarmee. Desember is die laaste maand van die jaar. Weer eenmaal, Desember is die laaste maand van die jaar. En is genoeg van maande van die jaar. Nou gaan ons praat oor jou week. Nommer 5, praat oor jou week. 5, talking about your week. Daar's 4 sinnetjies hierso. Ek hou van maandag, dis 'n vars begin. Kom ons lees die sin altesaam. Ek hou van maandag, dis 'n vars begin. Weer eenmaal, ek hou van maandag, dis 'n vars begin. Nommer 2. Woensdae doen ek sportaktiwiteite. Weer eenmaal, woensdae doen ek sportaktiwiteite. Nommer 3. Saterdag help ek my pa in die tuin. Weer eenmaal, Saterdag help ek my pa in die tuin. Nommer 4. Elke tweede Vrydag kyk ons fliek by die skool. Weer eenmaal, elke tweede Vrydag kyk ons fliek by die skool. Pragtig, goed sover. Ons het nou 'n kort gesprekke, ons kan dit dialoog noem. We have short conversations, we could call it dialogues. Daar's vocab vir jou daar op regterkant. There's vocabulary on the right hand side. Daar is woordeskat. Draf is jogging. Vrede is peace. Bib is die afkorting vir biblioteek, library. Moeilik is difficult. Glo is believe. Almal is everyone. Eie is own. En shoe is wow. Goed, kom ons kyk na die sinne. Annie, Lebo, wat doen jy op Dinsdag en Maandag? Lebo, Annie, ek gaan draf saam met vriende. Daar's ons prentjie. Tony sê, kom julle Bybelstudie toe op Sondag? Mary antwoord,
Ja, ek glo ons sal almal daar wees. Tony, sien julle dan daar? Nommer 3, dialoog nommer 3. Mabel, Aubrey, sal jy my ook leer gitaar speel? Aubrey antwoord, kom donderdag en bring jou eie gitaar. Simon praat, Koos, waarheen gaan jy elke middag na skool? Koos antwoord, ek gaan lees in die bib omdat ons internet af is. Simon, sjoe, dis maar moeilik. Koos, nee, ek hou daarvan, daar is vrede. Goed, kom ons lees hierdie dialoog eenmaal deur van bo na onder. Lees saam met my asseblief. Annie, Lebo, wat doen jy op Dinsdag en Maandag? Lebo, Annie, ek gaan draf saam met vriende. Tony, kom julle Bybelstudie toe op Sondag? Mary, ja, ek glo ons sal almal daar wees. Tony, sien julle dan daar? Mabel, Aubrey, sal jy my ook leer gitaar speel? Aubrey, kom donderdag en bring jou eie gitaar saam. Simon, Koos, waarheen gaan jy elke middag na skool? Koos, ek gaan lees in die bib omdat ons internet af is. Simon, sjoe, dis maar moeilik. Koos, nee, ek hou daarvan, daar is vrede. Nommer 7, vasvraatyd, quiz time, antwoord so, hier is idee. 1. Watter maand het net 28 dae? Daar kan net een maand wees. Is dit Maart, April of is dit Februarie? In my boek is dit, wat sê jy? Februarie, ja, dis Februarie. Nommer 2. Wanneer het ouma kom kuier? Hoe lank het sy gebly? Ek gaan eers weer die sin. Lees die vraag saam met my. Wanneer het ouma kom kuier? Hoe lank het sy gebly? Goed, kom ons kyk op die kalender. Ouma het, daar staan 8. By Sondag 8 Februarie staan daar, ouma kom kuier. En dan as jy die tweede ry vat op die einde, ouma gaan huis toe. So kom ons sê, sy het 2 weke gebly. So die sin is, lees saam met my, ouma het 2 weke gebly. Goed, maar ons kan eers nou die eerste gedeelte, daar's 2 sinne hier. Ouma het op Sondag 8 Februarie kom kuier. Sê weer eenmaal, ouma het op Sondag 8 Februarie kom kuier. Dan, sy het hoe lank gebly? Ouma of sy het 2 weke gebly. Weer 'n keer, sy het 2 weke gebly. Nommer 3. Op watter dag van die week was my eerste gitaarles? Kom ons gaan nie deur. Dis op Woensdag 11 Februarie. Dan is die sin so. Kom ons praat saam, lees saam met my. My eerste gitaarles was op Woensdag 11 Februarie. Weer eenmaal, my eerste gitaarles was op Woensdag 11 Februarie. Nommer 4. Wanneer het ons 'n kat gekry? Goed, kyk gou deur die almanak, deur die kalender. Dit is Donderdag 19 Februarie. Daar staan ons kry 'n kat. Goed, nou is die sin. Ons het 'n kat gekry op Donderdag 19 Februarie. Weer eenmaal, ons het die kat gekry op Donderdag 19 Februarie. Nommer 5. Op watter dag van die week was die laaste atletiek? Weer 'n keer. Op watter dag van die week was die laaste atletiek? Nou moet jy hier die kalender gaan kyk. Dit is Vrydag die 27ste Februarie. So kom ons sê, die sin is dan, die laaste atletiek was op Vrydag 27 Februarie. Weer eenmaal, die laaste atletiek was op Vrydag 27 Februarie. Baie mooi. Nou is nog net een vraagie oor, nommer 6. Wie verjaar op die 3 Februarie? Weer 'n keer, wie verjaar op 3 Februarie?
Nou lees ons nommer 6 se antwoord. Sonel verjaar op 3 Februarie. Weer 'n keer. Sonel verjaar op Dinsdag, as jy wil. Dinsdag 3 Februarie. Dit is baie volledig om dit so te stel. Goed. Het Sonel klaar verjaar die jaar? Definitief. Ons is nou in Mei maand. Afsluiting. En hier is nie Engels op die blad nie. Hoekom? Want ons moet Afrikaans leer. Ons moet algaande moet ons meer vertroud raak met Afrikaans en ek is seker daarvan, dit is besig om met jou te gebeur. I'm very certain you're getting acquainted more and more as you go along. So, tyd, dae van die week en maande van die jaar. Lees nou saam met my asseblief. Vandag het jy in Afrikaans geleer. Hoe om die tyd te bepaal? B. Dae van die week. C. Hoe om oor jou daaglikse en weeklikse program te praat. Daar is die dae van die week. Nou by my program begin dit op maandag. Dit maak nou nie saak nie. Kom ons sê maar, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrydag, saterdag, sondag. Goed, ons gaan na regs op die skerm. Sien jou in die volgende les, beskryf mense in Afrikaans. En die onderkant, totsiens, sien jou gou weer. Mooi loop, pas jou mooi op en onthou, hou aan Afrikaans praat. Totsiens, sien julle gou weer.